Right, so, jy wil bome plant, nee. Wat is jou belangrikste ding? Waterpappie, nee. Okay, maar, as jy either met 'n waterkar besig, al het jy besproeiing in daai tipe van goeders, hoe verskans jy daai risiko? Hydro cash, nee. Jy weet as daai gel goed, dit klomp koolstof albei, dit verskans nie daai droogte risiko vir jou. By die Farm Space Pro Tour praat ons 'n bietjie met Clayton en hy gewys ons, hoe moet jy nou die goed saam met jou boom plant? So as jy jou boompies wil plant en jy wil seker maak hulle gaan nie dors lê nie, dan hardloop jy hulle eerste. Nou, ek het vir Clayton hier, hy gaan nou vinnig vir my verduidelik, want dis eintlik waar die besigheid begin het, nê. Right, verduidelik my gou, wat is Hydro Cash? Dis waar die hele ding begin het, Choopie. Ek het die Aquagel besigheid begin as 'n oplossing vir die droogte, as jy reg onthou 2016 in die Weskaap. En plantgels is nie nuut nie. Dit is 'n nuwe konsep vir party mense, maar in bosbou is dit 'n ou ding wat die mense gebruik. Ons het net een stap verder gegaan en die ding verryk met geaktiveerde koolstof. Dis 'n baie goeie biochar. Maar wat ons daar raak gesien het, het ons toe nou gelei na Regenerate toe. Maar kom ons begin gou by die boomplantery. Ek luister, Alright, wys my. so net om 'n plantgat te simuleer. Jan het nou daar 5 of 6 gram van die goed met 2 liter water, right? Ja, So die ding swel 250 keer sy eie gewig om dan nou 'n membraan te vorm rondom die water. En die idee is dat jy daai water in die plantgat gooi, dat jy nou 'n paar weke se water koop voordat jy nou met die besproeiingkar of met die besproeiing daar kan uitkom. So daai boom se stres is minder, want hy kom nou uit 'n opgepiepte nursery environment uit. Nou gaan sit jy hom in die grond in die son in en die arme ou wil net oorleef. So ons koop nou vir hom 3 tot 6 weke se water tot daarby om reënwater kan uitkom of 'n besproeiingswater. okay, en dan sit ons nou die ding in die oond, en hoe lank bak ons om dan nou voordat hy daar kom? Hy vat so 45 minute om nou 'n mooi gel te maak. So dan maak hy 'n dik gel. Right. So die idee is, jou plantgat is tipies 3 keer groter as jou plantsak. Right? Ja. So as jy 1 liter potjie het, dan wil jou plantgat om so 3 liter wees. So in die geval, dan jy nou kom simuleer nou maar 'n plantgat hierso. So jy sit jou gel in die gat, klaar aangemaak. Jy kan hom saam met die grond meng, maar dan is dit nou weer problematies. Onthou nou in bosbou plant ons 8000 bome. Ja. Dan sit jy die boompie in net soos hy daar is. Nou so die gel is nou reg rondom die worteltjies daar en onder die ding. En as hy nou droog word, dan is daar 'n halfe van 'n cavity daar. Maar hy sal weer swel. Hy het omtrent 'n 5 jaar lewensduur in die grond. Hy's fully biodegradable. So wat jy nou vir my wil sê is nie net help hy wanneer ek die boompie plant nie, maar hy gee ook my waterkar bene. Ja. As ek nou met die water verbykom, dan hou hy weer langer, omdat hy actually daai gel in het. Korrek. So hy gaan vir jou ekstra water gee, want jou waterkar kan nou daai grondprofiel nat maak en die grond kan net hou wat die grond kan hou. Die ding is nou soos 'n spons wat langs die ding is wat vir hom nou nog addisionele water gee. Nou, ek het daar, jy het my waan toe gestuur, Louis Trichardt, aan Ja. kan die heel aan die ander kant van die wêreld, nee. Daar's 'n ou wat macadamia bome op droëland gaan plant dit bo op 'n berg met die goed, nee. Ja. En hy het sweer by die goeders om te sê dit werk. So is hier 'n paar manne is wat dalk kan sien vir droëland iets. Waar is sy beperkings? Dis eintlik wat ek wil weet. Kyk, die macadamia ouens was vir my allergies. Toe ek daar aankom vir hulle sê hulle moet bome plant met gel, toe sê hulle nee, ons bome soek nie natvoete nie. En ons het vir hulle verkeerd bewys. Ek dink daai een ou het nou vir jou gesê hy plant nie sonder die goed nie. Hy kan nie Presies. bekostig om sonder te plant nie, want 'n boompie soos die wat nou uit 'n kwekery uitkom, wag hulle dalk 2 jaar vir die boom en hy kos 150 of 180 rand. As daai boom vrek, dan moet jy nou blanking doen en jy het altyd daai haasbek besigheid wat aangaan. So dis net 'n ekstra buffer wat jy kan inbou. En die koste daarvan werk uit, kom ons sê R2.50 of R3 'n boom vir 'n R180 se boom. Dis nie noemenswaardig nie.
Right, dit is Clayton van Regenerate. Nee, so. Maak seker, jy kry 'n bietjie gel by daai wortels en dan gaan hy dalk net end tyd. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.